Goeiemôre. Jy luister na die 58ste oordeenking in die reeks. 'n Paar maal om die son. Vanoggend se tema is: Nuwe dae, nuwe dinge. Het gister se oordeenking jou ook aan die dink gesit oor sikliese verveling? Die gevaar dat soos wat ons reise om die son ophoop, ons verval in 'n vervelige lewe. Daar is niks meer nuut nie, min om na uit te sien. Ek moet sê, dit laat my regtig diep nadink oor my eie lewe. En ek dink dit is waar. Soos wat 'n mens ouer word, begin jou verantwoordelikhede ophoop. As 'n mens enkellopend is jou dagboek buite jou werksure joune. Jy kan spontaan na nuwe plekke toe gaan. 'n Naweek weg by al se tent, 'n pot en 'n gasstofie. En daar is jy reg vir die avontuur. Jy kan by vriende gaan kuier, so laat tuis kom as jy wil. Oorskiet kos eet wanneer jy honger is, en as jy nie lus is om kos te maak nie, hoef jy nie. Selfs as jy jonk getroud is daar 'n groot mate van vryheid en spontaniteit. Daar is baie tyd vir lag en grappies maak. Maar soos wat jy in jou beroep vorder en die kinders word gebore, word al jou verantwoordelikhede eksponensieel meer. Daar is minder tyd vir jouself, minder tyd vir grappies en speelsheid. Nou begin jou lewe voel soos 'n cricketwedstryd en jy is die kolwer voor die penne, maar 6 bowlers bil gelyk na jou. Ons raak verstrengel in die aktiwiteitsdruk. Besig, altyd besig. As jy weer sien het 'n dekade of meer verloop en jy wonder, waar is die tyd heen? Hier is 'n belangrike insig nodig. Die speelveld het verander, maar nie die moontlikhede nie. Ons lewens word nie minder nie, as sê nou maar toe ons jonger was en die lewe eenvoudiger was nie. Dis net meer kompleks. Maar met hierdie kompleksiteit bied dit tog ook soveel meer moontlikhede. Die skrywers van The Power of Moments spot en sê, jy hoef nie net tussen 15 en 30 jarige ouderdom al hierdie nuwe ervarings te hê nie. Jy kan dit later in jou lewe skep, net om dinge interessant te hou. Skuif van jou eggenoot, bedank jou werk, trek na 'n nuwe plek toe halfpad om die wêreld, word 'n skaapwagter. Ek weet hulle maak 'n grappie, maar hoekom klink dit so bekend? Asof sommige mense dit as 'n geleentheid sien. Met die skrywer se tong in die kies verwysing lees ek gister 'n gesegde raak terwyl ek eintlik op soek was na die korrekte samestelling van 'n gesegde in 'n groot boek oor gesegdes wat ek het, wat my laat skaterlag. Vars botter en warm brood is 'n ou man se bittere dood. 'n Skertsende waarskuwing as 'n ouerige man met 'n jong meisie trou. Afrikaans is daarom 'n mooi taal. Kom ons gesels oor meer verantwoordelike en medemenslike opsies. Een van die maniere hoe ons uit die sikliese verveling van die lewe kan kom, is om die alledaagse draaiboek te verbreek. In Engels, breaking the script. 'n Draaiboek verwys na die verwagtings van 'n stereotypiese ervaring. Jy is op pad huis toe, en jy weet hoe die dag gaan eindig. Jy gaan nou daar kom, dan gaan die kinders skree, ons is honger! Klappende yskasdeure, pakkies wat oopskeer, die suisgeluid van wat ook al in die pan braai of in potte kook, tafel dek, eet, bad, gaan slaap, opstaan. Maar, toe jy by die huis instap, is daar 'n bos blomme op die tafel met 'n kaartjie in. Ons waardeer jou. Die kinders en jou man staan in die kombuis met gesiggies so opgewonde soos 'n kat wat room gekry het. Hulle het kos gemaak om jou te verras en dankie te sê. Maar kyk mooi wat hier gebeur het. Nie alleen is dit 'n nuwe ervaring vir jou nie. Die vreugde is wedersyds van daardie oomblik. Jy kan dit ook sien op die kinders en jou man se gesig. Met ander woorde, om nuwe ervarings te skep, is weerskante toe belangrik, vir die een wat dit ontvang, en vir die een wat dit skep. En dit het die effek, dat dit ander mense aansteek, om dieselfde nuuthede te begin ontgin. Kom ons dink aan voorbeelde van nuwe ervarings. 'n jaarlikse eerste keer tradisie.
Chip en Dan Heath wys daarop dat ons herinneringe aan 'n tydperk gegrond is aan onderskeidende ervarings, nie die gemiddelde nie. Besluit as gesin om elke jaar minstens een ding te doen wat julle nog nooit gedoen het nie. 'n Nuwe provinsie verken, 'n nuwe sport probeer, 'n kookklas bywoon. Dit hoef nie groot of duur te wees nie, net nuut. As jy enkel lopend is dieselfde beginsel daar. Nog 'n voorbeeld, die omgekeerde dag ritueel. Breek die draaiboek doelbewus een keer per kwartaal. Eet ontbyt vir aandete. Laat die kinders die spyskaart kies. Sit buite op komberse in plaas van by die tafel. Die verrassing is nie die kos nie. Dis die boodskap dat die alledaagse reëls soms opgehef kan word. 'n Persoonlike pitstopdag. Heath beskryf die waarde van oorgangsmomente. Bewuslike punte in ons lewens waar ons terugkyk en vorentoe kyk. Stel een dag per jaar een kant. Verjaarsdag, 'n nuwejaarsdag of 'n lukrake datum, waar jy alleen of saam met jou gade, saam met 'n vriend, vriendin, die kinders, die vraag vra: wat wil ek hierdie jaar vir die eerste keer ervaar? Skryf dit neer. Dit skep verwagting en afwagting, wat op sigself weer 'n vorm van vreugde is. Bou klein spitsmomente in die weeklikse roetine. Dit hoef nie groot te wees nie. Een aand per week waar daar 'n kers aangesteek word, spesifieke musiek speel en die foon weggesit word. 'n Bewuste boodskap dat hierdie uur anders is, of ure. Met verloop van tyd word dit die herinnering, nie die gewone maandag aand byvoorbeeld nie. 'n Gesins- of vriendekring avontuurpot. Skryf idees neer op klein stukkies papier, uitstappies, aktiwiteite, plekke, geregte en gooi dit in 'n pot. En een keer per maand trek iemand 'n kaartjie en dit moet gebeur, sonder om dit te oordink. Die element van verrassing en gedeelde besluitneming skep saam 'n spitservaring, selfs al is dit net 'n ete by 'n onbekende restaurant. Onthou nou, as jy gaan bly by die voorstelle waarmee jy gemaklik is jy steeds in jou gemaksone, of liewer jou vervelingsone. Breek die ritme, kraak die roetine en laat die kind in jou weer toe om te speel. Vandag is nie net nog 'n dag nie. Dit is 'n nuwe dag. Kom ons bid weer die gebed saam uit Wes-Afrika. Here God, ek het vanmôre vreugde aan die lewe. Ek dank U vir hierdie nuwe dag. Ek gooi my vreugde in die lug op soos voëls, want die nag het weggefladder en ek verheug my oor die lig. U son het die dou weggebrand van die gras en die donker uit my hart verdryf. Daarom is die woorde wat vanoggend uit my mond kom, net vreugde en dank. Here, ek is vanmôre vrolik. Die voëls sing en die engele sing, en ek sing ook. Die heelal staan bakkant vir U genade, en my hart ook. Die son skyn op my lyf en ek dank U daarvoor. Die branders breek op die strand, dank U daarvoor. Here, ek verlustig my in U skepping, want U is daarin en daarbo en daarachter, en ook in my. Ek is gelukkig, Here, bly, vol van U blydskap. Here, ek gooi my vreugde soos voëls in die lug op. 'n Nuwe dag gaan singend oop. Chirp en kwetter van U liefde. U genade skitter in elke uur. Halleluja, Here. Amen. C.J. Langenhoven het gesê, maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.